Welkom by hierdie week se AMT politieke oorsig. Ons is baie opgewonde om dan vir Roland Henwood, ons eerste keer dat ons met hom gesels hierdie week, te verwelkom op ons program. Hy's 'n onafhanklike natuurlike analis. Ons kan 'n onafhanklike opinie van hom verwag. Baie welkom by ons Roland. Ons is baie opgewonde om te hoor wat jy te sê het vandag. Goeiemôre Johnny, baie dankie. Is lekker om met jou te praat. Ons het nou 'n bietjie gesels, maar om nou amptelik vandag met jou te praat. En ja, ek sien uit. Ek dink ons gaan lekker gesels. Ja, nee, ons gaan dit natuurlik op 'n weeklikse basis bring en ons gaan 'n bietjie internasionaal praat, plaaslike nuus wat ons vir die boere of die landbougemeenskap spesifiek in Suid-Afrika gaan bring. Roland, as ons dan sommer kan afskop, 'n bietjie internasionale nuus. Wat het vir jou uitgestaan die week? Is dit dalk Trump, tariewe, Iran, Israel? Wat het vir jou uitgestaan? Ek dink almal van daai is baie belangrik. President Trump wat sy State of the Union toespraak gemaak het, belangrik, hy het die aanduidings gegee van wat sien hy as prioriteite vir die jaar. Wat is sy mikpunte? Hy het natuurlik baie aandag gegee aan wat hy beskou as sy prestasies. Ek dink die wat dit belangrik maak is dat dit gebeur net nadat die uitspraak in die hof gekom het dat hy nie sy tariewe kan implementeer verder nie. Dis onwettig. Die wetgewing wat hy gebruik maak nie daarvoor voorsiening nie. En dan die belangrike punt wat gemaak is en dit is 'n punt wat ver buite die FSA belangrik is dat dis die prerogatief en die verantwoordelikheid van die wetgewende gesag, die Kongres, om belastings te hef en besluite te neem oor goed soos tariewe, want dis eintlik maar 'n vorm van 'n belastingheffing en dit is nie die president se prerogatief om dit te doen nie. Dit was 'n groot teleurstelling. President Trump het daarna verwys. Hy's interessant, hy het nie die hof aangeval oor die uitspraak soos wat hy in die verlede al gedoen het. Ek dink hy besef dat hy oorskry die perke as hy dit doen, maar hy het gesê dis vir hom 'n teleurstelling. Hy's nie gelukkig met die uitspraak nie, maar hy gaan op 'n ander manier sy tariewe terugbring. Ja, daar is ander maniere. Hy het 'n ander stel regulasies wat hy kan gebruik, maar dis beperk. Daar's 'n maksimum perk en hy kan dit net vir 155 dae doen. Dan moet die Kongres instem daartoe of hulle moet dit verder goedkeur. So die beheer wat die Kongres het, bly. En dis belangrik. Dis belangrik vir goeie regering, die skeiding van magte, die konstitusionele orde in die FSA, want dit is waar baie ongemaklikheid begin kom het, is dat die president word 'n dominante en 'n oorheersende figuur in die politiek. En dit lyk asof die Kongres eintlik maar teruggestaan het en kyk wat hy doen, tot groot frustrasie van demokrate natuurlik, maar ook daar's ook mense in die Republikeinse party wat begin ongemaklik voel het hiermee. So hierdie is so 'n bietjie van 'n korrektief in die interne politiek. Dit skep geweldige onsekerheid buite. Tariewe is 'n moeilike ding. Tariewe is 'n ding wat dit vir ander moeilik maak. Suid-Afrikaanse uitvoerders weet en het harde houe gevat met hierdie tariefstrukture. So hierdie is 'n verdere onsekerheid, want wat gebeur nou? Watter tariewe geld nou? Wat van mense wat 'n ooreenkoms gesluit het met die FSA? Is daai ooreenkoms nou nietig? Moet hulle nou deur 'n proses gaan om die ooreenkoms te verander of verval dit dood eenvoudig? Ja, so alles onder AGOA nog is 15%. En watter persentasie? Want aanvanklik is gesê 10% en toe 15%. Niemand weet regtig nie. En dit gaan 'n tydjie vat om En dit is ons landbou spesifiek. Of dit sleg is vir ons landbouers, maar ons weet sitrus en daai tipe goed vrygestel. Jy sien, dis die ding. Sekere goed is vrygestel, so dit gaan aan. Ander goed is daar soveel verskillende tariewe wat ingekom het. En ek dink dis die groot uitdaging. Dis wat is eintlik nou die prentjie en waar geld wat? Ja. So mense gaan moet sien hoe dit gaan uitspeel. Dis 'n interessante ontwikkeling, dis een wat onsekerheid skep en daar's nie op die stadium aanduiding van presies hoe gaan hierdie uitspeel en waarheen gaan dit gaan nie. Maar dit wys vir ons ook op die vloeibaarheid en dan dink ek 'n belangrike kwessie wat nou ter sprake kom is die interne politiek in die FSA. Ons is op pad na die middeltermynverkiesings toe. Almal hou dit dop, want dit gaan aandui, is president Trump nog so sterk? Het hy soveel invloed en beheer? Of is dit besig om weg te draai van hom af? Gaan hy soos wat tradisioneel gebeur, swak doen in die middeltermynverkiesings en dalk beheer verloor oor Kongres of die Senaat? Dan is hy 'n president wat baie minder mag het, baie minder vryheid van optrede. Lijmdak, wat noem hulle dit? Ja, jy word 'n lijmdak. Jy het nie meer daai vryheid van optrede nie. Wat is jou gevoel?
Op die stadium geen spesifieke aanduidings nie, maar waarskynlik gaan hy swakker doen. Die vraag is hoeveel swakker hy gaan doen. Gaan hy beheer verloor oor die Kongres as geheel of oor een van die huise van die Kongres en wat gaan die effek En dan kan hulle nie meer wetgewing deurkry nie en dan raak dit moeilik, dan moet hy begin kompromie maak. En hy hou nie van kompromie maak op ander se terme nie. En ons het gesien dat kan gebeur. Ons het gesien dat die Demokrate en die Republikeine met begrotingsbefondsing ooreenkomste sluit, maar dis moeilik want jy het 'n derde party wat dit beïnvloed en dis die president, die Withuis. So dit raak dan 'n ander manier van doen. Ja. So dit gaan interessant wees om te sien wat gebeur. Die een kwessie wat president Trump baie op klem gelê het is hoe goed dit gaan, ekonomie groei. Hy het nou baie groot woorde gebruik om te sê hoe goed dit gaan met die ekonomie. Die probleem is die persepsie in die VSA van mense is hulle kry swaar. Hulle is nie goed daartoe nie of hulle is swakker daartoe as wat hulle verwag. En hierdie verkiesing is tog baie belangrik eintlik oor hoe goed dit nou met die mense gaan En die en of ekonomie, jy gaan vir daai stem Ja. dis deurslaggewend. Die ekonomie is in hierdie verkiesing baie belangrik. So jy het nou twee boodskappe. Jy het 'n persepsie van dit gaan nie goed nie en die president wat sê eers maar dit gaan goed, beter as ooit en ons is nou aan die begin van groot dinge. So dit gaan interessant wees om te sien hoe dit uitspeel in die res van die jaar en wat daarmee gaan gebeur. Maar gegee hierdie gaan ek weet ons moet 'n bietjie aanbeweeg na ander areas toe, maar gegee hierdie gaan wat dink jy gaan president Trump doen, want hy weet tog die ekonomie is nou belangrik. Gaan hy 'n bietjie verligting bring vir die mense? Gaan hy van hierdie tariefgeld terug in die mense se sakke druk soos wat ons nou in die landbouomgewing gesien het? Die probleem is, en dit is navorsing in die VSA wat na die tariewe gaan kyk het. Nou daai tariewe se effek het nog nie deeltemal deurgewerk nie, maar 90% van die koste van tariewe word in die binneland gedra. Ja. President Trump se argument is nee, dis buitelandse regerings en besighede wat dit betaal en ons word ryk hieruit. So die persepsie wat hy het en wat hy skep en die belewing en die werklikheid daarvan is nog nie belyn nie. Daar's 'n ander argument wat inkom wat sê in terme van die makro begrotingsomgewing gaan die VSA sukkel om in die toekoms sonder hierdie tipe tariewe te kan funksioneer, want dit bring baie geld in die fiskus in. Maar dis natuurlik nie geld wat tot voordeel van die burgers kom nie, want hulle betaal die koste. En dis daai teenstrydighede wat ook belangrik gaan word in terme van die middeltermynverkiesings. President Trump gaan probeer om die prentjie goed te laat lyk, maar hy gaan hom ook goed moet maak. En dis waar die onsekerhede rondom tariewe ook baie belangrik word. Hy gaan waarskynlik baie meer druk plaas op meer rolspelers, veral in die buiteland, want hy moet dit doen om sy manier van doen te probeer vestig. Hoe goed dit gaan werk is moeilik om te sê. Ons sal moet kyk wat daar gebeur. 'n Bietjie oorbeweeg aan die Midde-Ooste toe, Israel, Iran, wat is die nuutste dinamika? Ek weet die hele Amerikaanse mag is nou daar. Groot mag wat ontplooi is, die grootste mag sedert 2003. En waarskynlik eintlik in 'n sekere sin groter want die slaankrag het geweldig toegeneem met tegnologie en ontwikkeling van wapentuig. So dis 'n formidabele mag. President Trump probeer groot druk op Iran uitoefen om toe te gee om te onderhandel. Nou het gister weer onderhandelinge gehad. Die bemiddelaars het aangedui dat hulle goeie vordering maak. Maar presies wat dit beteken is nog onduidelik. Daar gebeur verskillende goed. Hy plaas druk want hy wil 'n ooreenkoms hê en hy sê sonder om 'n oorlog te hê. So dis sy strategie. Hy is nie bang om wel een te hê nie. As hulle nie gaan toegee nie, gaan hulle 'n aanval. Hy sê hy gaan hulle seermaak, hulle gaan spyt wees. Die Iranese probeer die oorlog verhoed. Dink jy daar's twyfel daaroor nie, maar hulle speel ook vir tyd. Daar's byvoorbeeld berigte en dis bekend geword dat hulle baie gevorderde missielstelsels by die Chinese gekry het. Hulle wag vir die aflewering daarvan en dit is missielstelsels wat jy gebruik in die see teen groot skepe. Wow. So dis met ander woorde 'n groot risikofaktor wat vir die VSA inkom. Nou vanuit 'n strategiese oogpunt wag jy tot daai goed afgelewer word en loop risiko of val jy aan voor dit afgelewer word. Dis alles goed wat die militêre konteks na gaan kyk. Ja. Dit bly die president se prerogatief wanneer wat gebeur. Maar dis 'n komplekse situasie. Die risiko's om Iran aan te val is groot. Iran is nie Venezuela nie, dis al baie gesê.
met goeie rede. Iran is ook nie Afghanistan nie. 'n Baie groot militêre mag, sterk leiers, hulle is oorlogsgehard, en dan het hulle die proxy-magte wat hulle oral in die wêreld het, wat verswak is, maar hulle is nog steeds daar. So daar's groot risiko's. Wat dit nog meer kompleks vir die VSA maak, sy getroue bondgenote in die Midde-Ooste, met die uitsondering van Israel, het gesê, jy gaan nie ons lugruim en ons fasiliteite gebruik om Iran aan te val nie, want ons wil nie die risiko's is vir ons te groot. Mooi. Maar nou is daar ook ander komplikasies. Die Verenigde Koninkryk, Brittanje, het ook vir die VSA gesê, jy gaan nie Diego Garcia gebruik nie, jy gaan nie ons basisse op ander plekke gebruik om Iran aan te val nie, want ons is gekant daarteen. Ons moet hierdie ding op 'n ander manier bestuur. Nou dis natuurlik historiese groot punt van konflik en verskil tussen president Trump en Europa. Want Europa en die VSA was deel van die groep van regerings wat die aanvanklike kernooreenkoms met Iran onderhandel het. En Trump het in sy eerste termyn onttrek en gesê, maar ek dink nie dis goed genoeg nie, so ek gaan nie dit doen nie. En dit is die historiese spanning. Ja. So die Duitsers, die Britte, die Franse is nie baie genee met Trump se benadering nie. Hulle sê ons het 'n ooreenkoms, kom ons onderhandel die detail. Maar ons gaan nie nou aanval en oorlog maak nie, die risiko's is te groot. So dit plaas nog meer druk op president Trump en dit plaas nog meer druk op die ontplooide magte wat hy het. So 'n mens gaan moet sien, is hierdie net 'n magsvertoon of gaan hy regtig hou by wat mense dink? Want president Trump dryf nie net nie. Ja, die ons het al gesien hè. As hy gesê het hy gaan dit doen en hy kry nie sy sin nie, dan doen hy dit. Dan doen Ons gaan moet wag en sien wat hier gebeur. Sjoe, nee, is interessant. Roland, as ons dalk net so 'n bietjie plaaslik na toe kan kom. Ek weet ons het dan nou ook 'n verkiesing wat ons na toe beweeg. Wat vir my geweldig interessant is, om altyd te kyk is hoe amper die skaakspel nou gespeel word, wie en watse posisies ingedruk word, hoe die DA nou moet beweeg, hoe die ANC moet beweeg, hoe die kleiner partye moet beweeg. Wat is jou eintlik jou siening, hoe beweeg hierdie skaakspel op die oomblik? Ek dink interessant, as ons kyk, daar was hierdie week weer tussen verkiesings gewees. Die DA het baie goed gedoen in Johannesburg, die IFP het 'n setel gewen van die NFP in noorde van KwaZulu-Natal, ANC het 'n setel in Pietersburg, Polokwane behou. So die basiese traject is wat ons mee bekend is. Tussen verkiesings natuurlik nie 'n akkurate voorspelling vir wat gebeur nie, maar dit bevestig die patrone wat ons gesien het. Op die stadium begin partye posisioneer. Ons sien die DA wat burgemeesterskandidaate aankondig reg oor Suid-Afrika in verskillende streke. Action Suid-Afrika het begin, hulle het onder andere die leier Raymond Mashaba het aangekondig, hy gaan die burgemeesterskandidaat in Johannesburg wees. Net interessante ontwikkeling, want hy en Zille was in dieselfde party gewees. Hy het uitgeloop uit die DA uit, Action Suid-Afrika begin. En daar's baie konflik en nie goeie verhoudinge tussen Action Suid-Afrika en die DA nie. Meeste mense in Action Suid-Afrika is maar mense wat uit die DA omgewing uit in Action Suid-Afrika ingekom het. So dit gaan 'n interessante stryd wees. Ons weet natuurlik nie heeltemal nog wat met die ANC gaan gebeur nie. Die ANC in Johannesburg streek is geweldig verdeeld. Daar was gister 'n mosie van wantroue wat moes in die Johannesburg metro ter tafel gelê word. Dit het nie gebeur nie. Ek sê 'n tegniese rede, want die persone wat die mosie aangevra het was nie met die vergadering nie, so toe kan dit nie, ek kon dit nie motiveer nie. Ja, dit help nie. Wat gebeur nou is, daar's nou 'n adjunkburgemeester in Johannesburg verkies, en dis nie die nuwe streeksvoorsitter. Nou, hoekom dit belangrik is, daar's baie druk op Dana Morero, die burgemeester, en daar's baie groot gewag gemaak van sy onvermoë. Hy kan nie die plek bestuur nie, dit gaan agteruit, hy is nie besig om vordering te maak nie, en nou is hy nog verslaan in die interne verkiesing as streeksekretaris, so hy het ook nie meer 'n magsbasis nie. Die onderburgemeester het 'n magsbasis, dis die streeksvoorsitter. Maar daai verkiesing is al baie ernstige vrae oor ongeruimthede, stembriewe wat in Pretoria gekry is, wat ingevul was, wat deel van daai was. En daar's nog nie regtig 'n verklaring vir wat presies gebeur het nie. Dit lyk op die stadium, die gevegte daaroor gaan agter die skerms voort,
maar na buite word dit aangebied as nee, se interne, daar's niks fout nie, ons gaan aan. So daar's baie spanning en konflik in die ANC. En die vraag is, wie gaan die ANC se burgemeesterskandidaat wees? Nou die ANC het in die verlede na die verkiesing eers hulle kandidaate aangekondig. Ja. Weet nie of dit gaan werk nou met 'n party wat onder soveel druk is en wat definitief baie swak presteer in die En dalk Johannesburg kan verloor nie. en Johannesburg kan verloor. Die vraag is daar 'n party wat wen of is dit 'n koalisie? Waarskynlik 'n koalisie. Die DA kan 'n groot rol speel. Jy dink dalk hulle sal 'n kan party wees. Mens sal moet sien en dis miskien 'n voetnoot wat 'n mens bysit. Daar's nou nuwe regulasies in wat ontwikkel word oor plaaslike regering, die grootte van die stem wat jy moet kry, hoe groot jou party moet wees om op sekere plekke te kan deelneem. As daai regulasies soos wat dit nou lyk toegepas word. Wat dink jy dalk dit gaan toegepas word? Dis moontlik Dan dit kan 'n groot verskil goedgekeur word. Dan beteken dit effektief as die stemverhoudinge bly soos wat dit nou lyk. Dan dwing jy die ANC, die DA, die EFF en Action South Africa en die Patriotic Alliance om met mekaar saam te werk. Maar dis nie noodwendig partye wat met mekaar wil saamwerk nie. Ja. So dit kan kompleks raak vorentoe. En dis hoekom gister se gebeure in Johannesburg belangrik is, want dit bevestig die verdeeldheid, dit bevestig die interne konflik in 'n party soos die ANC, maar ook die manier hoe die ander partye die hele proses benader. Miskien net 'n ander opmerking hier, want is deel van die groter Gauteng omgewing, is die geweldige konflik en onstabiliteit wat nou in Ekurhuleni aan die gang is. Omdat die ANC burgemeester eensydig die komitees ontbind het, nuwe aanstellings gemaak het, EFF mense uitgegooi het, Action South Africa mense aangekondig het, en toe kom hulle sê, maar ons is nie geken nie, en ons aanvaar nie, ons is nie deel van jou regering nie. Ja. Gister het die speaker bedank, so daar's baie konflik, baie onstabiliteit, en ek dink die belangrike daarvan is, dit is teen hierdie agtergrond van onstabiliteit, van ongelooflike swak regering, wat ons begin om hierdie verkiesingsveldtog te sien ontplooi op plaaslike regeringsvlak. Nou die interessante is dat die minister van Finansies in sy begrotingsrede het baie klem gelê op vanuit 'n begrotingsperspektief swak plaaslike regering, die vermorsing van geld, dienslewering wat nie plaasvind Water van 'n taal. en uit Johannesburg uitgesonder. Sê maar hier, dit gaan sleg, dit werk nie hier nie. En daar is prosesse aan die gang om die strukture en die wetgewing rondom plaaslike regering ook te verander, om te probeer om meer professionele en deurlopend goeie of beter dienste te verseker. Gaan dit beteken ons gaan meer gesentraliseerde goed hê of minder, want ja, Op die stadium is dit nie noodwendig die rigting nie. Dit lyk of die aanvanklike fokus gaan wees op die kwaliteit van aanstellings. So daar gaan voorskrifte kom, maar ek dink waar ons bietjie meer, nie sentralisering nie, maar bietjie beheer van die nasionale vlak gaan kry, gaan meer druk op provinsiale regering en plaaslike regerings wees om die regulasies oor aanstellings toe te pas. Jy moet 'n ingenieur wees as jy sekere poste wil hê. Jy moet sekere kwalifikasies en ervaring wil hê. wat dit eintlik moet wees. Dis die ding. Want ons sit met 'n groot klomp amptenare wat nie bevoeg is nie. Nie die En kennis alles nie. moet uitkontrakteer. Dit kos geld. Dis natuurlik 'n resep soos wat ons gesien het vir massiewe korrupsie. Maar 'n ander dimensie. En dit is dat baie van ons raadslede is ook nie bevoeg in die sin dat hulle is verkies as raadslede, maar hulle kan nie finansiële state lees nie. So hulle kan nie die toesigfunksie ordentlik waarneem nie. En dit is waar hierdie regulasies inkom wat anders gaan werk. Daar's natuurlik aspekte daarvan wat mense nie van gaan hou nie. Dis normaal. Maar dit lyk asof daar 'n besef is dat ons moet nou iets doen, anders gaan hierdie 'n groot gemors, nog 'n groter gemors wees. Want ons is dieselfde amper bootjies as Amerika nou. Ons moet nou amper dienslewering, die mense die verkiesing gaan nou eintlik gaan oor dienslewering, mense, amper ekonomie, hoe hulle dit dan nou beleef. Ek wil eintlik weer hoor hoe, want die ANC is tog nou die grootste party nog. Hoe gaan hulle seker maak
daai goed kom in plek en hulle lyk goed uit die situasie eintlik nou, want hulle moet nou eintlik dit doen om goed te lyk vir die verkiesing. So hoe skuif hulle dan nou op daai manier? Kijk, dis die verwagting, want dis amper die patroon wat 'n mens gewoond raak. So rukkie voor die plaaslike regeringsverkiesing, eers dan word die padtekens vervang en die strate Ja, dis so verf en Wat kan ons verwag soos dit aangaan? Ja. straatligte kry skielik aandag en dan na die verkiesing verdwyn dit weer. Ja. Dan lyk dit soos wat dit nou lyk in meeste plekke. As nie ligte in die nag nie, nie water nie krag nie. Dit gaan moeilik vir die ANC wees om hierdie keer dit te doen soos in die verlede, omdat hy in baie van die rade nie meer alleen in beheer is nie. Ek meen as jy kyk na Tshwane, Johannesburg, Ekurhuleni, dis koalisies. En die koalisievennote wil ook goed lyk. So daar's baie meer interne kompetisie oor hoe gaan ons hierdie ding Wie nou doen? goed lyk. Ja, en dan saam met dit, ek kan dalk na hierdie verkiesing wil ek met 'n ander party saamwerk, want ek dink hierdie een gaan beter doen as die een, so ek moet myself nou, so hoe skep ek afstand van dit wat die ander ou droog maak? Niemand wil die ANC se verantwoordelikheid dra vir waar hulle swak regeer nie. So daar's baie spanning, baie bewegings wat nog gaan kom. Die ander kritiese kwessie is, daar's net nie die hulpbronne meer nie. Daar's nie geld in Johannesburg om al hierdie goed te doen. Maar op 'n nasionale vlak sou eintlik nie. Nee, maar ek meen nog meer so op plaaslike vlak. So jy gaan nie hierdie veldtog kan hê tensy jy op 'n manier geld losmaak of op skulde doen en dan hoop jy wen die verkiesing en jy kan die boeke gaan balanseer na die tyd nie. Ek het nou maar nie mooi woorde gesê. So dit gaan baie interessant wees, maar ek dink dit gaan daarom vir baie partye 'n moeilike verkiesing wees. En die plekke om dop te hou is die metros. Want dis waar die groot swaai weg van die ANC af die afgelope tyd begin het. So gaan moet sien is hoe volhoubaar is dit, hoe groot is daai swaai. Ek meen in KwaZulu-Natal is daai swaai weg sodat die ANC die derde grootste party is en baie swak doen intussen verkiesings. Terwyl die proses in Gauteng is nog nie heeltemal so, die ANC is nog die groter party. Wat gaan nou gebeur? En waar eindig die partye? Wat is die nuwe magsverhoudinge? Maar dis nie net in Gauteng nie. Daar's baie bewegings op plaaslike regering en dit het twee dimensies, binne partye maar ook tussen partye. Kyk maar wat die afgelope 2 weke in Oudtshoorn gebeur het, waar die koalisie tussen die ANC en die Vryheidsfront en een van die ander partye skibreek gelei het. Die burgemeester is uitgestem. Daar's nou ander bewegings wat moet plaasvind, maar nou is die keuse en dis die ding wat in Johannesburg begin gebeur het. Waar partye gesê het, julle kan die burgemeester uitstem, ons gaan nie deel word van die nuwe regering nie, want hierdie gemors wat hier aan die gang is, gaan ons nie by betrokke raak nie. So partye begin posisioneer met die oog op die verkiesing, die beeld wat hulle wil uitdra, die argumente wat hulle wil voer, en ek het 'n idee dat dit gaan eintlik plaaslike regering verswak tussen nou. Niemand gaan iets doen nie. En die wat iets gaan probeer doen, gaan geblok word, of dit gaan moeilik gemaak word, want hulle is alleen in beheer nie. En dit gaan 'n ander party laat goed lyk as So dit kan dalk nog moeiliker raak in veral van die metro gebied as gevolg van die verpolitisering van die prosesse nou. So ja, interessante tye wat voor lê, ons gaan moet sien hoe dit uitspeel. Roland, ek wil gou vinnig by jou hoor, die Malanga kommissie. Dit klink vir my of hier blikwarms oopgemaak word. Klink vir my al die goed word nou blootgelê, of nie alles nie. Ek dink daar's baie goed wat nou nog uit kan kom. Is hulle besig om die geveg teen korrupsie te wen of nie? Nee. Ek dink waar ons nou is ons weet al hoe meer van wat is die omvang en die tipe korrupsie. Maar ons is nog nie by optree daarteen nie. Ek meen ons het 'n enkele verwysings van die president vir verdere ondersoeke van persone. Maar die groter probleem, die struktuur van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens, die mense wat daar sit, dis nog nie aangeraak nie. Ja. En dan 'n deel van die Malanga kommissie wat nog nie werklik begin funksioneer het nie, is die ander dienste. Ek meen, het gekyk na die metropolisie in Ekurhuleni, omtrent net dit. Daar's ander plekke waar dit net so beroerd gaan. Daar's nog nie veel aandag gegee aan die ander intelligensiedienste nie. So die kommissie se tyd word omtrent volledig opgeneem deur die beweringe en die gebeure in die Suid-Afrikaanse Polisie Diens. So ons het 'n prentjie kry van hoe sleg dit gaan.
Ons begin 'n prentjie kry van hoe swak die leierskap is, hoe mense aangestel is wat nie daar hoort nie, maar die optrede om dit te stop, dit gaan ons moet sien hoe, wanneer en wie dit gaan dryf, want dit nog nie gebeur nie. Dis tog wat jy nou nog genoem het, daar's 'n groot fokus op die regte mense in die regte posisies te begin aanstel, en ek dink om van bo af amper te begin beweeg om te sien, maar is die regte persone met die regte kwalifikasies, met die regte ondervinding, met die regte plekke, is dit tog 'n stap 1 om hierdie goed te begin regkry? Ja, dis 'n belangrike deel van die stap, maar die een deel wat Suid-Afrika nog nooit gekry het nie, dit kom terug van Sondag en selfs voor dit, is dat die optrede teen die mense wat die probleme veroorsaak gebeur nie. Net 'n laaste opmerking miskien, dis nie dieselfde probleem nie, maar verband hou dit, die probleme in die Suid-Afrikaanse nasionale weermag. Die president het nou aangekondig, hier's die kommissie wat die verontagsaming van sy bevel, of die waarskynlike verontagsaming van sy bevele gaan ondersoek. Dis nou hoe lank na die tyd? Daar's aanvanklik gesê die minister gaan iemand aanstel, dit gaan binne 7 dae. Dis nou maand plus. Nou eers word die kommissie aangestel. Daar's nou nog langer tyd om die ondersoek te doen. En dis die tipe goed wat dit moeilik maak. Dis hoekom ek sê ons hoor nou van al die goed, maar daar's nie werklik optrede en die vraag is die politieke wil by hierdie huidige regering daar om op te tree en iets te doen? Ons het dit nog nie gesien nie. Ek sê nie hulle gaan nie, maar ons het dit nog nie gesien nie. Hoekom tree hulle nie op nie? Is dit, gaan hulle laat sleg lyk vir die verkiesing? Gaan hulle dalk steen verloor? Gaan hulle dalk, is dit, waar is die bekommernis? As ons nou na meer koalisieregerings toe begin beweeg, gaan ons meer optrede sien? Gaan ons minder sien? Want die mense moet tog, dit is kriminele. Ek dink dit is iets wat ingebed geword het in ons politieke strukture, van ons hoef nie iets te doen nie, daar gaan nie veel gevolge wees nie, ons los dit, mense gaan vergeet daarvan. Ja. Want dit lyk sleg, en dis ons eie mense teen wie ons optree, dis kamerade, bondgenote, en die effek is dat dit het korrupsie laat toeneem, want mense het al meer gesien, my gaan niks gebeur nie, en as daar dit doen, kan ek dit ook maar doen. So, eintlik het jy 'n lat vir jouself gepluk, wat aanhou om jou te slaan, en lyk vir my, dit slaan so hard, dat ons nie meer weet wat om daarmee te doen nie. Ja. Iewers moet daar optrede kom, daar moet nagevolge wees. En waarvan gaan daar optrede kom? Waarskynlik gaan dit eers kom wanneer die druk so toeneem, en daai druk gaan deur verkiesings gebeur, en die magsverhoudinge wat verander. Ander partye wat na vore tree. Ek dink ons kan klaar sien hoe verander die ANC se gedrag in die afgelope 2 jaar, omdat hy nie meer alleen regeer soos in die verlede nie. Aan die begin het hulle baie meer probeer om dit te doen, maar dit begin al hoe minder gebeur. Dit lyk al hoe meer of hulle begin gesprek voer, versigtiger optree, maar waarskynlik as ons kyk na president Ramaphosa, hy's nie bekend vir iemand wat daadwerklik optree nie. Hy probeer op die lang manier kommissies aanstel uit, en dan gebeur goed, maar dit vat baie lank. En dit los nie die wesenlike probleem op die kort tot medium termyn nie. So ek weet nie of van hom af daar veel gaan kom nie. Ek dink daar's ook 'n sensitiwiteit veral rondom die Suid-Afrikaanse nasionale weermag om te sterk op te tree, want dan krap jy mense om wat in magsposisies sit, wat met magsmiddels sit. En dit lyk vir my indruk, daar's 'n sensitiwiteit daarvoor. Of dit geregverdig is, dit weet 'n mens nie. Maar daar is definitief 'n sensitiwiteit daarvoor. So, baie dankie, baie interessant, en baie dankie, ek is opgewonde om jou te verwelkom hier by die politieke oorsig, en ja, ons gesels volgende week al verder oor in die nuutste nuus, wat ons daar naby te sien, en verseker 'n baie belangrike jaar wat Suid-Afrika ook voorlê, wat dan terugspoel na die ekonomie, na die landbou toe, na alles toe, maar baie dankie vir jou tyd vandag, Roland. Dankie Johnny, lekker gewees.